Adasa in Suid-Afrika is 'n non-profit company wat staan vir Assosiasie vir Dementia en Alzheimer in Suid-Afrika. Ons was voorheen genoem ASA, maar dit het so 'n bietjie ingegaan met die Atletiek Suid-Afrika. So ons is deel van die Alzheimer Development Internasionaal wat ADI is en ons is baie geëerd want hulle het sover net 120 lande met wie hulle geteken het. So ons fokus op dementia en Alzheimer bewusmaking. So ons doelwitte is, heel eerste prioriteit is bewusmaking. Daar is 'n baie groot stigma in Suid-Afrika as gevolg van ons diverse Suid-Afrikaanse kultuur. So daar het al goed uitgekom van geestesiektes tot en met toordery. En dit is eintlik maar regtig een van die 7de siektes in die wêreld wat regtig baie groot aanspraak nodig het. So Adasa se rol is eintlik baie gekompliseerd in die terme van ons het 'n groot diverse sektor wat ons raak. So ons fokus is korporatief, individueel, aftreeorde, gesondheidssektors en dan ook die landbousektor. Ons rol is om mense op te lei, dat hulle weet hoe om met die persoon te kan werk. Selfs families wat geaffekteer is, help ons die familie, wys vir hulle wat die stappe vorentoe is en as hulle versorgers nodig het of betrokke wil raak met auxiliary workers om net 'n bietjie asem te haal want dit is 'n baie groot impak wat dit het op 'n gesin en dan mense wat vir jou 'n bietjie kan instaan dat jy kan asemhaal as jy so iemand in jou familie het. Bewusmaking is baie belangrik vir Adasa omdat ons die afgelope paar jaar geen statistieke in Suid-Afrika gekry het nie. En nou dat dit internasionaal so blootgestel is en een van die meeste siektes is waarin mense oorlede is, kyk ons tans in Suid-Afrika dat ons oor die 600,000 mense het wat daarmee saamleef. En die groot ding is 75% is nie gediagnoseer nie. So bewusmakingsveldtog is baie belangrik, laat dit kan uitgaan na die mediese raad toe. Ons is besig om met die regering wette te probeer verander en ons het ook 'n pilot projek wat ons saam met die holistiese geneesheers en tradisionele geneesers van Suid-Afrika doen om daai stigma daar te verwyder. 'n Groot deel is daar soveel oorsake wat demensie, wat die sambreel basis is in Alzheimer, kan veroorsaak en 'n boeregemeenskap is iets wat na in Suid-Afrika se hart is. Ek bedoel, dis die hartklop van Suid-Afrika en as 'n boer of sy vrou daarmee gediagnoseer is dit nie net 'n familie wat geraak word nie. Dit is 'n wydverspreide, dit is 'n gemeenskap, dit is plaaswerkers, dit is 'n landbousektor, dit is verskaffing van kos in Suid-Afrika wat geraak word. So daai hele proses om boere te raak en vir hulle te sê, al is jy op die platteland, ons is beskikbaar vir julle. Dis nie noodwendig dat jy na 'n versorgingseenheid toe moet gaan nie. Ons het mense wat reg oor Suid-Afrika tans besig is en betrokke is daarbey. Die Trekkerrit inisiatief het begin met 3 wonderlike sissies wat hulle pa afgestaan het aan dementia. En met hulle genesingsproses het hulle 'n trekker gekry wat deur Landini gesponsor is. En so het hulle van Potchefstroom af nou 1900 km verder gery met bewusmaking saam met die Noordwes Universiteit en Adasa en uiteindelik nou hierso by Bedasdorp kom stilhou. So pragtige blommetrekker wat ons vir julle sal wys later. So die trekker het regtig 'n groot impak van die hardheid en die deursettingsvermoë wat hy simboliseer vir ons in Suid-Afrika en dit trek deur dat ons kan wys, dit kan saam staan weet, daar's altyd hulp en die veerkragtigheid wat daarmee saamgaan en dit is 'n groot deel wat die boeregemeenskap ook raak. So ons het op alle sosiale media wat ons beskikbaar het, plaas ons van die trekker. Elke dorp waar die trekker stop, het ons daar so 'n stalletjie opgestaan, bewusmakingsinligting uitgedeel, voor die tyd plakate opgesit en dan het ons net lekker praatjies met van die ouete huise, kerkinstansies en gemeenskap daar gehad om die bewusmaking deel te maak van die hele Suid-Afrika. So die trekkerrit het so mooi afgeskop. Hy het nie so lank gery nie, so dit is nou nie 'n hele maand soos wat ons bewusmaking is nie, maar hy het laas Saterdag het hy afgeskop buitekant Potchefstroom
En so het hy nou deur die Noordwes, die Vrystaat, Noord-Kaap en nou die Wes-Kaap hierso geraak. Man, die grootste uitdaging wat eintlik maar met die trekker rit is maar om al die wat noem jy dit, registrasies te kry, laat die trekker op 'n nasionale pad kan ry en laat ons nou voor die tyd kon reël met verkeersdepartemente, maar ons het nie regtig enige insidente gehad of 'n papwiel of iets langs die pad gehad nie en dit is so goed georganiseer waar ons so verdankbaar is. So, ons het ons eie mechanic saam met ons het risk management, ons het health and safety saam met ons. So hulle is eintlik hier so 'n lekker groep wat hier afgetoer het. Oog, dit sal wonder. Kykers kan betrokke raak op verskillende maniere. Ons het ambassadeurs in verskillende dorpe wat jy kan word. Daar kan donasies wees, hulle kan inisiatief reël om te sê ons kort 'n spreker, ons kort iemand om ons personeel op te lei, ons kort iemand om by ons korporatiewe maatskappye bewusmaking te maak. En dit affekteer ook die families wat daar werk, die mense wat daar werk, met verlof insit en al daai goed. So dit is 'n beter konsep wat ook in die korporatiewe wêreld ook bewusmaking kan wees. Ek dink al wat ek wil byvoeg is dat hierdie jaar se bewusmakingskampanje is #AskAboutDementia, #AskAboutAlzheimer's en julle is welkom op enige platform in te gaan en ons sal definitief daar beskikbaar wees.